Koning Louis Leeu en Manie Meerkat was baie bly dat Bibi Swartluiperd hulle gehelp het om die skat op te spoor. Hulle het nie geweet of hulle ooit die skat alleen sou opspoor nie. Alles het so moeilik gevoel. Eers die kaart wat Manie in die bos raak geloop het en nie eens geweet het dat dit 'n kaart is nie. Maar toe koning Louis sê dis 'n belangrike kaart en dat hulle na die Maanberg toe moet gaan daarvoor, het hy geweet dat die kaart baie belangrik moes wees. En daarna het baie dinge gebeur. En hier sit hulle nou by Bibi Swartluiperd aan 'n groot tafel. En Viridus, die gawe groendop, bring vir hulle die heerlikste swartbessie tee. Hierdie tee is heerlik, Bibi. Mag ek asseblief nog kry? Vra Manie en hou sy bekertjie uit. Verskoon my, meester Manie Meerkat, maar as jy nog van hierdie tee drink, sal jy nie vanaand kan slaap nie. Hierdie tee maak 'n mens baie wakker, sodat jy mooi kan dink, sê Viridus. Nadat hulle klaar tee gedrink het, het Bibi Swartluiperd opgestaan. Kom julle, nou moet ons teruggaan na die saal van die konings toe. Dit is tyd om te kyk wat die skat is. In die groot saal van die konings skyn die groot kersse helder, sodat almal mooi kan sien. Hulle stap na die plek in die hoë muur waar Bibi die groot klip uitgehaal het. Daar is 'n groot donker gat in die muur. Viridus, kom staan hier by die gat in die muur, sodat jy vir ons lig kan maak met jou groen dop se lig, vra Bibi. Toe kom Viridus nader en skyn by die donker gat in. Bibi kyk by die gat in en sien daar lê iets in die gat. Sy buig versigtig vorentoe en haal dit uit. Dit is ook in dieselfde tipe lap toegedraai waarin die kaart toegedraai was. Kyk, sê Manie Meerkat. Sien julle dit ook? Dit is presies dieselfde lap as die een waarin die kaart toegedraai was. Ja, en dit is die bewys dat ons nou by die skat is. Bibi gee die swaar ding wat in 'n lap toegedraai is vir koning Louis Leeu aan. Ek mag dit nie oopmaak nie, koning Louis. Hierdie is iets wat net die koning van die groot bos mag oopmaak. Koning Louis neem die ding wat in 'n lap toegedraai is. O, dis nogal swaar, Bibi. Wat dink jy kan dit wees? U moet dit maar oopmaak, u majesteit, sê Bibi. Koning Louis kyk na Manie Meerkat en dan na Bibi Swartluiperd. Toe, Lukas Leeu, haal af die lap sodat ons kan sien. Ons het so ver gestap vir hierdie oomblik en nou staan jy en wonder, sê Manie Meerkat en staan nader. Hy's nou baie nuuskierig. Verskoon my asseblief, sê Viridus groendop. Ek mag nie nou verder hier wees nie. Net julle mag hier wees wanneer daardie lap afgehaal word. En dan stap Viridus groendop by die saal van die konings uit. Koning Louis draai die groot stuk lap af en af en af en af. Dis 'n baie lang lap. Toe hy die hele lap afgedraai het, lê dit amper die hele vloer vol. Kyk net hier, sê koning Louis Leeu. Dit is 'n groot boek. Kan jy dit glo? Ek het nog nooit in my lewe 'n boek gesien nie. Wat nog te sê van so 'n groot een, sê Manie Meerkat en sy mond hang sommer oop. Maak oop die boek, koning Louis Leeu, sê Bibi. Net toe koning Louis die boek by Bibi Swartluiperd neem, begin die kersse se vlamme hoër brand en die Maanberg begin bewe. Koning Louis gee een groot brul en toe maak hy die boek oop. Die kersse se vlamme raak weer kleiner en die Maanberg hou op met bewe. Toe kom daar 'n stem uit die boek uit. Hierdie is die boek van die leeukonings. In hierdie boek is al die kennis, wysheid, goeie maniere en die name van al die ou konings wat voorheen in die groot bos regeer het en die name van hulle koninginne en kinders opgeskryf. Hierdie is die boek wat vir die leeukoning van die groot bos leer hoe om goed en regverdig te regeer. En in hierdie boek is ook al die wette van die groot bos neergeskryf. Bibi Swartluiperd en meester Manie Meerkat, julle moet nou uit die saal van die konings gaan. Julle moet buite wag, want koning Louis Leeu moet nou alleen gelaat word met die boek van die ou konings. Hy moet dit deurlees en onthou wat hier staan. Anders kan daar nare dinge gebeur met die diere en bome en plante in die groot bos. Maak gou, want daar's nie baie tyd nie.
Wanneer die son môreoggend opkom, moet julle weer op pad wees na die groot bos toe. Verstaan u dit, u majesteit? Vra die boek. Ja, ek verstaan dit, sê koning Louis. Kom, meester Meerkat. Kom, ons gaan drink iets warms en dan pak ons julle goedjies en maak vir julle padkos. Ons laat nou vir koning Louis Leeuw hier in die saal met die boek. En wanneer hy klaar is, sal Veridies Groendop hom na ons toe bring, sê Bibi en neem vir Mani aan sy arm om hom uit te lei. Koning Louis Leeuw was baie lank in die saal met die boek. Intussen het Bibi en Mani alles mooi reg gekry, want hulle het nie baie tyd gehad om weer in die pad te val nie. Bibi Swartluiperd het vir hulle die heerlikste padkos ingepak en Mani het al hulle klere en slaapgoed in koning Louis se rugsak gepak. Toe koning Louis na 'n lang ruk by die groot saal van die ou leeukonings uitkom, het hy die grootste glimlag op sy gesig. "U majesteit," sê Mani Meerkat verbaas. "U is klaar. "Ek hoop die boek was darm interessant," vra Mani. "O ja, my liewe vriend. Ek is net so jammer dat ek hierdie boek nou eers ontdek het. As ek dit alles gelees het toe ek nog 'n jong leeu was, het ek nie so baie foute as koning gemaak nie. Maar as dit nie vir jou was nie, meester Mani Meerkat, sou ek nooit van die boek geweet het nie. Nou kan ek my welpie seentjie wat eendag na my moet koning word, ook hiernatoe bring, sodat hy ook uit die boek kan leer." Koning Louis Leeuw is so opgewonde, hy kan nie wag om weer in die kronkelpad te val, om by die groot bos en die plat klip uit te kom nie. "Nou toe julle, kom sit gou en dan eet julle iets voordat julle weer in die pad val. Mani het gesorg dat alles gepak is en ons het vir julle lekker padkos gemaak," sê Bibi met 'n glimlag. "Dit was so lekker om julle hier te ontvang. Julle is baie welkom om weer te kom." Nadat hulle lekker geëet het, het koning Louis Leeuw die rugsak op sy rug gesit en Mani Meerkat het hulle padkos geneem. Toe hulle buite kom, was dit 'n pragtige dag. Die son het helder geskyn en daar was niks mis of wolke op die Maanberg nie. "Die afgaan gaan nou makliker gaan as toe julle hiernatoe gekom het," sê Bibi Swartluiperd. "En moenie bekommerd wees nie, daar sal nie nou weer groendoppe of huis toe gaan blommetjies op julle pad wees nie." En kan jy glo, die pad terug na die groot bos toe het in 'n japtrap verbygegaan. Hulle het daardie aand weer by prinses Elsa oorgebly en heerlik warm geslaap. Die volgende middag was hulle weer terug in die groot bos en by hulle huise. Almal was so bly om hulle weer te sien en wou alles weet van die verbode woud, want hulle sou tog nooit daar uitgekom het nie. Maar koning Louis Leeuw en meester Mani Meerkat het nie 'n woord oor die skat of oor Bibi Swartluiperd gesê nie. Later het koning Louis en oupa Uil lank gesels oor die groot boek van die ou leeukonings, wat in 'n geheime grot daar bo in die Maanberg in Bibi Swartluiperd se grot is. "Dis 'n baie waardevolle boek, oupa Uil," sê koning Louis Leeuw. "In daardie boek is al die dinge neergeskryf wat ons moet weet om in vrede hier in die groot bos te lewe en om slim te werk met ons kos en water." "Dis wonderlik, u majesteit. Ek is bly u dit ook gaan opsoek," sê oupa Uil. "Ja, my ou wysneus," sê koning Louis. "As dit nie vir Mani Meerkat was nie, sou ons nie eens geweet het van hierdie boek nie. Van nou af is Mani Meerkat meester Mani Meerkat en almal in die groot bos moet hom respekteer." En dit is hoe Mani Meerkat 'n ridder geword het in die groot bos en almal was baie trots op hom.